Goeiedag almal, ons het gister gesels oor Dawid die pa. En kom ons praat vandag so 'n bietjie oor Dawid die koning, 1 Samuel 16 vers 1. En die Here het vir Samuel gesê, vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Die Here het egter duidelik aan Samuel gesê dat hy en nie Samuel nie, die man sal uitwys wat gesalf moet word as koning. Vers 3, en jy moet die een vir my salf wat ek jou sal noem. Nou ons ken die storie verder, hoe Samuel na elk van die 7 seuns van Isaak gekyk het en besluit, dit is die een, 1 Samuel 16 vanaf vers 6. En toe die seuns inkom, het hy Eliab gesien, en toe dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God. Wat die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart. Vers 10. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Isai gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Vers 11 tot 13. Verder het Samuel aan Isai gevra, is dit al die seuns? En Isai sê, die kleinste is nog oor, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isai, stuur en laat hom haal. Daarop het Isai gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig met mooi oë en voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Nou Dawid was die bekendste koning in die geskiedenis van Israel, maar sy salwing as koning sou waarskynlik nooit enige hedendaagse siftingskomitee geslaag het nie. Dawid het ten minste uit die regte stam van Juda gekom, wat vir koninklike leierskap uitgesonder is, maar hy het van die verkeerde kant van die familie afgekom. Hierdie opmerking word deur die Joodse rabbies gemaak, wat hul studie aan Bybelse bloedlyne wy. Die laaste paragraaf van die boek Rut noem dat sy die ouma grootjie van Dawid was en Dawid se oorsprong tot 10 geslagte terug na Peres opgespoor kan word. En dikwels, wanneer die Bybel verwys na geslagregisters en naam na naam noem, is ons geneig om dit vinnig te lees of dalk glad nie te lees nie. Ons lees egter hier dat Dawid se geslagslyn na Peres, die buite-egtelike kind wat vir Juda en Tamar gebore is. Jy kan daarvan lees in Genesis 38 vers 29. In Bybelse tye het geslagslyne baie beteken en is dit bestudeer en aangeteken. Almal het dus geweet dat Dawid van hierdie buite-egtelike kant van die koninklike familielyn Juda was. En dit was 'n natuurlike diskwalifikasie vir die monargie gewees. Maar tog, afgesien hiervan, het die Here hom aangewys as koning oor sy volk. Die kere se keuse van Dawid herinner ons dat hy individue gebruik wat almal eerder sou wou afskryf. En dit is voorwaar wonderlik om te weet, wanneer jy voor 'n geweldige uitdaging te staan kom, dink net aan die nederige en ook die menslike veragtende begin van koning Dawid se lewe. En hoor wat sê die Here vandag vir jou in Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here, jou skepper en jou vormeerder, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Verder sê die Here ook vir jou in Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Onthou altyd, die God van Dawid is ook jou God. Maak nie saak wat mense dink of wat mense sê nie. Wat saak maak is, wat sien die Here in jou?